Goeienaand broeders en susters. Kom ons sit so en ons raak stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 81. Laat ons nou die Heer wat sy volk verbly het, deur sy sterkte eer. Hom die groote God wat weer feesgenot vir sy volk berei het. Ons sing dit saam waarna ons bly staan om ons geloof vanaand ook saam te bely in die woorde van die 12 artikels. Glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons bely vanaand ons geloof in die woorde van die 12 artikels, want dit is ook waar ons in die Heidelbergse Katekismes trek, is by die behandeling van die 12 artikels. Nou ons almal ken die indeling van die Heidelbergse Katekismes. Ek sê altyd vir die katekisasiekinders, as jy tot 3 kan tel, dan is dit maklik. Sonde, verlossing en dankbaarheid, die indeling van die katekismes. Maar dan belangrik ook, wanneer dit by ons verlossing kom, die 12 artikels, en dan daarmee saam die 10 gebooie in die Onse Vader wat jy moet ken. As jy dit ken, dan ken jy die evangelie. Maar die 12 artikels, hoe word die artikels ingedeel? Dan is dit weer net 3. En die eerste handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede gedeelte oor God die Seun en ons verlossing, die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. En dan word die vraag gevra, terwyl daar tog maar net een enige goddelike wese is, waarom praat jy dan van 3, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees? Dan is die antwoord daarop, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, en dat hierdie 3 onderskeie persone die enige ware en ewige God is. Dit dan ook ons belydenis vanaand. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. O Here onse God, ons dankie dat ons U kan ken,
dat ons U kan ken soos U self ook in die woord geopenbaar het, en dat ons dit vanaand ook hier saam kon bely, dat U Vader, Seun en Heilige Gees is. En waar ons nou in besonder gaan kyk in die volgende weke en maande na U werk in ons lewens, dit wat U vir ons gedoen het, en steeds doen, en nog gaan doen, vra ons Here dat U deur die Heilige Gees ook die verkondiging van die evangelie aan ons sal seën, dat dit ook werklik vrug sal dra van bekering en heiligmaking en dankbaarheid, dat ons ook kan lewe tot die eer van U naam. Seën ons vanaand dan by die aanhoor van U woord, en dat die evangelie wat aan ons verkondig word, elkeen van ons met blydskap hier kan uitgaan en daardie goeie nuus ook met mense rondom ons kan deel in die week wat voorlê. Ons vra dit want ons ken onsself ook as sondaar mense. Sondaar mense wat net lewe deur U genade. Amen. Ons teksgedeelte vir vanaand kom uit Titus hoofstuk 3 uit, en dan in besonder vers 6 en 7, ek gaan dit lees en net in vers 6, let op die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, waar daar staan, God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus ons verlosser. Jy kan ook sê, ons Vader het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Kom ons luister saam vanaf vers 1. Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie rusie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mense verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde af was en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Kom ons sing ook saam, broeders en susters, vanaand dit wat ons hier oor die Heilige Gees, oor ons Here Jesus Christus en oor ons Hemelse Vader gehoor het in die woorde Skrifbreuming 8:3. Die Vader, Seun en Gees is ewig God en Here. Ek kan nou seker wees, die Gees bring nuwe lewe. Hy is aan my gegee en hy lei my tot geloof. Hy troos my elke tree, so het die Heer beloof. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons sitplek kan inneem.
'n mens kan nie anders nie, broeders en susters, as om dit 'n radikale verandering in mense se lewens te noem nie. 'n Radikale verandering wat mens moet onthou in jou lewe gebeur deur die werk van God drie-enig. Waarvan praat ek hier? Die voorbeeld kry 'n mens in ons teksgedeelte ook. Paulus en Titus se eie lewens. Paulus skryf dit ook vir Titus. So was ons ook gewees, en dan sluit hy homself ook daarby in en vir Titus daarby in. Ons het mekaar ook gehaat en hulle het mekaar letterlik gehaat, want die een was 'n Jood, die ander een was 'n Griekse heiden wat mekaar gehaat het. Maar so ken ons die geskiedenis van Paulus, wat eers Saulus was op pad na Damaskus, en wanneer Jesus Christus in sy pad gaan staan, vir hom vra, wat doen jy? Dan sien ons die verandering. Die grootste vervolger van die kerk word op die ou einde iemand wat onvermoeid 'n prediker van Christus word. Kerkplanting oor die hele Europa laat plaasvind. Onder andere op die eiland Kreta waar Titus ook gewoon het. En so hoor ons van Titus ook, 'n volslae heiden wat God glad nie geken het nie, nie eers die agtergrond gehad het wat Paulus gehad het nie, die agtergrond van die Ou Testament nie, maar hy word Paulus se medewerker. En so kan 'n mens in die skrif gaan kyk, baie keer hoor 'n mens daarvan mense wat se lewe verander het. In Handelinge lees ons van duisende mense wat tot bekering gekom het op een dag, toe die Heilige Gees uitgestort is. En die vraag vanaand, wat veroorsaak die verandering? Waar kom dit vandaan? Die antwoord is die werk van God drie-enig. En hoe werk die werk van God drie-enig? Paulus sê dit ook hier. Ons wat dood was vanweë die sonde, het weer lewendig geword. En dis 'n ingrypende verandering, broers en susters. Ons het vandag die ewige lewe deur die werk van die drie-enige God. Die werk waarna ons in die volgende weke ook gaan kyk. En onthou dit. Hierdie lewe wat ons nou het, is anders as 'n lewe sonder God. En dit is waaraan Titus, sê Paulus ook, die gemeente moet herinner. Hy moet hulle herinner aan dit wat hulle eintlik reeds weet. Ons lewe nie meer soos die wêreld van ouds nie. Ons moenie meer lewe soos die res lewe nie. Ons moenie meer lewe soos die wêreld lewe nie. Want die genade van God bring vernuwing in mense se lewens. Ja, ons almal ken dit, die slegte hoedanighede waaraan alle mense eintlik skuldig is en waarby Paulus homself en Titus ook inreken. Want Paulus val sommer met dit in die deur in vers 3. Hy sê, vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Hierdie woorde ken ons almal, want dis die eienskappe wat gekoppel word aan die mens se sondige natuur, wat van Adam af in elkeen van ons ingebore word. Dis die beeld van elende en gebrokenheid en sonde wat ons tot nou toe in die katekismes leer ken het van die mens, ook van onsself. Ons weet hoe waar is hierdie dinge van die wêreld waarin ons leef. Ook van onsself. Selfs ons as Christene het geen rede om op onsself te roem nie. Wel, het daar 'n omkeer in ons gekom, maar ons eie betrokkenheid by sonde
ons eie sonde en ons saamgaan met ander sondaars, kan ons nie ontken nie. Daarom is die enigste uitweg uit die ellende, as ons daaruit gered word. Jesaja sê, soos 'n brandhout uit die vuur geruk word. En God dank, ons is gered. Ons is gered. Daar het 'n verandering plaasgevind, 'n gedaanteverwisseling plaasgevind by gelowiges. Want so hoor ons dit in vers 4 en hierdie is baie belangrik. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mense verskyn. Toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mense verskyn. Hier gaan dit oor die onmisbare werk van die Vader, Seun en Heilige Gees in ons almal se lewens. Ja, sonder God se goedheid en liefde sal ons verlore wees. En daarom moet ons die skrille kontras raak sien. Daardie beeld van die mens van totale liefdeloosheid word gestel teenoor die liefde van God vir sondaar mense. Daardie prentjie wat ons nou gehoor het in vers 3 word hier in vers 4 gestel teenoor die genade van God, die werk van die Vader, Seun en Heilige Gees. En hoor hoe sê Paulus dit in ons kernvers, vers 6, God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus, ons verlosser. Sien dis die werk van die drie-enige God, waardeur ons gered word, vanuit die ellende van ons bestaan, is so kragtig dat dit ons bring by die grootste denkbare seëninge. En waarvan praat ek? God wat red. God wat vir Paulus red. God wat vir Titus red. God wat elke gelowige red. Ja, die Vader, Seun en Heilige Gees, wat alles in die stryd werp, wat alles gee, ter wille van elkeen wat glo. En ja, mens moet dit altyd onthou, die drie-eenheid loop altyd saam. Van Genesis af tot by Openbaring, wanneer jy van die een hoor, dan moet jy altyd aan die ander een ook dink. Tog, so bely ons dit in die katekismes en het ons vanaand ook gesien, het elke een van die goddelike drie-eenheid wat ons kan noem 'n taak wat aan hom voorgelê word. Daardie 3 dele waarin ons bekende belydenis, die 12 artikels opgedeel word, Vader, Seun en Heilige Gees. En Paulus begin by die Vader. Hy begin by die Vader as die bron, die oorsprong, die draer van alles. Die eerste persoon van die drie-enige God. En dis op grond van sy ontferming, sê hy vir Titus, dat ons verlos is. Daar's nie enige iets wat enige mens gedoen het om enigstens gered te kan word nie. Alles hang af van God se genade. Die inisiatief om ons te red begin by die Vader, omdat hy, so hoor ons ook telke male in die Bybel, ons liefhet. En dit moet mense onthou. Dink maar net aan Adam en Eva. Hulle gaan kruip weg in die tuin. Wie's die een wat hulle kom soek, wat hulle kom roep, wat hulle kom haal? Wie's die een wat vir Noag gaan haal en red? Wie's die een wat vir Abraham uit Ur van die Galdeërs gaan haal? Wie's die een wat vir Moses in 'n mandjie red en hom op die ou einde gebruik om sy volk te red? Dis God. Dis God wat al die inisiatief neem. Dis God wat sy eniggebore seun gee. En daarom moet ons onthou, as ons sê, ons glo in God die Vader, en ons sal dit sien, hy is die skepper, hy is die onderhouer van alle dinge. Hy is die een wat deur sy woord alles tot stand gebring het,
wat dit nog steeds onderhou en wat na die sondeval steeds met ons sondaar mense moeite doen, wat hom oor ons ontferm, wat ons in sy raadsplan ook 'n verlosser voorsien. Maar onthou dit altyd, as jy aan die Vader dink, hoe word hierdie verlossing deel van my lewe? Dan is die antwoord die werk van die Heilige Gees. Daardie derde persoon, soos ons hom ken, van die drie-eenheid en soos ons dit bely, hy's die een wat my lewe gee, hy's die een wat aan die begin van alles oor die waters gesweef het. Hy's die asem wat God in ons ingeblaas het. Hy's die een wat die wedergeboorte in ons werk. Hy's die een wat ons lewens lei om ons te heilig. Hy's die een wat ons laat vra na die wil van God. Baie eenvoudig, deur die werk van die Heilige Gees vind die radikale verandering plaas. En word ons op 'n pad van heiligmaking gestel, word ons as vrygespreekte sondaar mense al meer en meer gelyk aan die beeld van God, soos God ons geskaap het. Maar hierdie genade is alleen op ons uitgestort op grond van Jesus Christus ons Here. En ek los dit spesifiek, die tweede persoon, vir die laaste plek. Want wie nie in hom glo nie, wie nie glo dat hy hulle Here is, dat hy hulle verlosser is, dat hy die Christus is, kan nie gered word nie. En Paulus self het hierdie belydenis vir ons op baie plekke opgeteken. Ons self bely dit elke Sondag dat Jesus deur God na die wêreld gestuur is, dat hy uit die maagd Maria deur die werk van die Heilige Gees mens geword het, dat hy as onskuldige deur Pontius Pilatus veroordeel is, maar belangrik in die nagmaalsformulier dat hy so al ons vervloekinge op hom geneem het. En waar het dit gebeur toe hy doodgemaak is? In ons plek. Daar op Golgotha. En ja, toe het hy ook gesterwe, sodat ons nie meer hoef te sterwe nie. Dat ons nie meer die ewige dood hoef te vrees nie. Want God het hom opgewek en die dood oorwin en hom as regter en koning oor alle mense aangestel. En daarom sonder hierdie belydenis dat Christus die Here is, kan jy nie gered word nie, kan jy nie deel kry aan die heerlikheid nie. Maar met die belydenis weet jy, ek is nou met God versoen. Christus se bloed aan die kruis op Golgotha, daardie een besondere weldaad van God aan ons mense. Daar het die werk van God in ons lewe 'n hoogtepunt bereik. Daar het ons die liefde van God in sy uiterste gesien. God wat sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dit, broers en susters, bring ons by die doel van die drie-eenheidse werk, of ons kan ook sê die gevolg van die drie-eenheidse werk. Die doel daarvan, Vader, Seun en Heilige Gees, saamwerk sodat ons kan weet ons is vrygespreek. Ons is regverdig deur Christus en deur die werk van die Heilige Gees. Maar baie eenvoudig, hoe moet ons dit hoor? Paulus verduidelik dit mooi. Ons wat kinders van die verderf was, is nou kinders van God. En wat beteken dit om 'n kind van God te wees? Ons kan nou met hoop en geloof na die toekoms kyk. Ons weet daar is 'n toekoms. En ons weet eendag gaan ons nog 'n groter heerlikheid as dit beleef, as waarin ons nou reeds deel. Ja, ons lewe vandag staan in diens van God, en ons wag met spanning op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer ons die ewige lewe in al sy heerlikheid sal sien.
En dit baie eenvoudig gestel is die doel van God se werk, is dat ons erfgename kan wees van die ewige lewe, selfs nou. En ek dink baie keer vergeet ons dit vandag, dat ons vandag al die ewige lewe het. Dat soos ons hier sit, lewe ons. Lewe ons nie net vandag en môre en dan gaan ons dood en dan staan niks nie. Nee, ons het die ewige lewe. En die ewige lewe wat ons nou beleef is eintlik soos 'n blom wat nog geknop is, wat stadig besig is om oop te gaan. Stadig besig is om gereed te word vir die dag wanneer ons die volle heerlikheid daarvan sal sien. Want dis die belofte van God, dat ons sal deel in sy ewige heerlikheid. En watter radikale verandering is dit nie? En ek glo nie, soos kan afsluit, dat daar 'n groter verandering kan wees as dit nie. Dat iemand wat dood was, weer lewe nie. En ons was almal dood in ons sondes. Maar ons kan vanaand vir mekaar sê, ek lewe. Ek lewe deur die werk van die drie-enige God, deur die werk van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek lewe vir ewig. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, wat 'n voorreg om vanaand ook saam te kan bely dat ons glo in U, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wat 'n voorreg om aan U al die eer te gee. Nie net vir ons verlossing nie, maar ook vir die wonderlike wete dat ons lewe. Want ons glo in die ewige lewe. Die nuwe lewe wat U vir ons geskenk het in en deur ons Here Jesus Christus. Daarom wil ons vanaand ook ons stem voeg by die van die engele om U troon, by die van die skare geloofsgetuies wat reeds rondom U troon staan. En ons wil sê dat aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Kom ons sing saam, die Here is groot, daar is geen sanggeluid wat ooit sy lof in volle waarde uit. Dit is 'n see waar niemand in kan meet. Dit is 'n vloed waar ons geen grond van weet. Ons staan en ons sing saam Psalm 145 vers 1, 2 en 3 en daarna ontvang ons die seën van die Here.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.